nee, 2 Timoteus 1. 2 Timoteus 1, en dan ons lees daar 'n paar verse. Ons het aangedui dat ons gaan lees tot by vers 18, maar gaan net lees tot so by vers 11. 2 Timoteus hoofstuk 1. Ek kan goed onthou, ek weet nie wie van Dominee Dani Lukhoff geken het, wat so bestaan in die stad was, daar by Bloemfontein Wesgemeente, toe by Hemelse gemeente. Ek was 'n student gewees, en toe ek so 2 preke van hom gaan bywoon, en een van hulle was in hierdie gedeelte, en ek onthou nou nog sy preek, maar ek preek nie sy preek vandag nie. Want ek kan baie goed onthou, soos ek het sê, dan wil ek sê, dit is 'n baie lekker hoofstuk om die woordheid te bedien. Dit is lekker prakties, dit is lekker bekend, en ek gaan saam met u lees daarvan vers 1 af. Dankie vir hulle wat ons deelgeneem het aan die gebede, in die gebedediens. Ek wil ook vra dat ons lees vanaf vers 1, van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God. Dis op bladsy 279 in die Nuwe Testament as jy dalk nog soek. Ek is al 'n apostel deur die wil van God, gestuur om die belofte te verkondig van die Here in Christus Jesus. Eintlik 'n verskriklike mooi inhoud, samevatting van wat sy opdrag is. Gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus Jesus. Dan staan hier aan Timoteus, my geliefde seun, en dan daardie 3-ledige seën wat ons net goed behandel het, en ek kan dit weer vir u lees, en mag u dit ook dan so ontvang en ervaar, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Nou sê ek dank God, wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. As ek daai vers lees, dan wil ek vir jou vra, probeer so bietjie aanvoel wat die band van die verhouding tussen Paulus en Timoteus was. Probeer 'n bietjie aanvoel hoe naby hulle aan mekaar was en wat hulle vir mekaar in die lewe beteken. By vers 4 sê, ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof. En kyk net waar koppel hy dit. Hy koppel dit aan die geloof wat hy ook in sy ma en ook in sy ouma se lewe sien. Hy sê dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was. En wat daarvan is ek ook oortuig ook in jou is. Nou hier is baie gesê daaroor, maar lees verder met vers 6. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Nou kinders, ek dink, ons het nou nie kindertyd gehad nie, maar julle sal verstaan, dat as hy daai woorde gebruik, dat hy sê, mag die Here weer daardie genadegawe wat jy van die Here ontvang het, mag jy dit weer soos 'n vuur aanblaas, dan kry mens ons die idee dat Timoteus daardie gawe al hoe meer verwaarloos het, en dat daardie vuur of vlam van daardie Heilige Gees en van daardie gawe in sy lewe net al hoe stiller geword het, al hoe kleiner geword het, al hoe flouer geword. Nou sê dan hier die woorde dat soos 'n vuur weer moet aanblaas. En nou vers 7 is ons teks vir die dag. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Moet jy ook nie skaam vir my wat ons sy onwillige gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie. Hoe? Met die krag wat God jou gee. En dan sê hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Kom ons stop net daar. U kan dit hierdie week kan u daar die hele hoofstuk gaan fynkamp en hom gaan deurpraat. Ek wil graag liefdes vir u sê, dis vandag vir ons as gemeente eintlik 'n besonderse dag. Verlede week het die Here vir ons hier na die doopgrond toe gelei, en die Here het ons baie mooi laat verstaan hoe dat hy regtig waar
betrokke is by elkeen van ons lewe. Selfs ook by ons hopelinge, selfs ook by die embryos in moeders se moederskoot. So daar so ver terug is die betrokkenheid van die Here by elkeen van ons. Die week voor dat die Here ons die genade gegee om te kan stilstaan by 2 jong manne wat hulle hande opgesteek het en gesê het, ek het die Here Jesus gekies en ek wil graag vir hom lewe en daarom wil ek dit graag in openbaar kom sê. En daardie seuns met hulle ouers het hier voor by die kansel gestaan by die doopmond en het hulle aan die Here Jesus persoonlik verbind en so ook dan aan sy gemeente. Vanoggend het ons die wonderlike voorreg om te kan fokus op mense wat in 'n gemeente, wil ek sê, eintlik in 'n sekere sin half vergeet word. In sommige gemeente word hulle nie vergeet nie, maar word daar dalk met baie negativiteit daar verwys. Maar nie hier nie. En hier mag dit nie so wees nie, en die Here sal dit ook nie toelaat dat dit so moet wees. Daarom het ons vanoggend die geleentheid om as 'n gemeente ook in te fokus op die geestelike leiers van hierdie gemeente, maar as ons op hulle infokus, dan fokus die Here ook op elkeen van ons binne hierdie gemeente. U weet self, ek hoef dit nie vir u te leer nie, maar daar word ons gesê dat die kwaliteit van die leiers in enige organisasie bepaal die kwaliteit van daardie organisasie. En so sê John Maxwell dan, hy sê byvoorbeeld dat as die leiers met ander woorde dan swak is, dan het jy 'n swak organisasie. Maar as jou leiers sterk is, dan het jy 'n sterk organisasie. En geliefdes, ek dink dis 'n belangrike ding, dis iets wat 'n mens regtig waar hier in Suid-Afrika baie goed ken. Ek dink ons praat baie daarvan en waar as ons krities is en as ons dan al negatief is, dan sê ons maklik vir mekaar, maar 'n vis vrot ons van sy kop. Dit is 'n gesegde wat aanvaar word, gesien ook in die lig van wat ons op vele terreine eintlik beleef. Want ons weet ook dat as die leierskap korrup is, en as 'n leierskap nie integriteit het, en as 'n leierskap onder verdenking is, dan is dit kort voor lank op die hele organisasie is dieselfde. En daarom is dit so ongelooflik belangrik, geliefdes, dat ons ook vandag vir onsself eers miskien moet vra, wie regtig jou en my leier is. En 'n mens kan amper vandag in die lip opspring en sê, weet julle wat, ons het 'n leier, vir wie ons dikwels kan, en wie se naam ons nie altyd op ons lippe neem nie. Maar ons het 'n leier, waarteen min mense of niemand enige klag sou kon indien. En daardie leier, sy naam is niemand anders as Jesus Christus. Daardie leier is niemand anders as die Here Jesus Christus. Dis die een vir wie ons dikwels ook in ons gebede sê, Here, ek wil graag soos U wees. Of ons sê vir ons vriende en vir ons familie of vir ons medegelowiges, want my grootste begeerte is om soos Jesus te wees. En dan het dit inderdaad ons 'n getuie om te sê, ek wil graag soos hy wees. Ons leef in 'n samelewing waar daar gesê word dat daar baie min rolmodelle is. En dan wonder ons, wie is ons kinders se rolmodelle? En wie is ons jong mense se rolmodelle? En wie is jou en my eie rolmodelle? En dan sou ons eintlik dit baie meer vereenvoudig weer te sê, die beste rolmodel vir enige man en vrou om inderdaad te volg, is niemand anders as weer eens die Here Jesus Christus self nie. En as jy mooi sy lewe gaan ontleed, dan sal jy sien hoe dat hierdie leier, hoe hy geopereer het, en hoe dat hy mense rondom hom ontwikkel het en bemagtig het om die leierskap by hom te kon oorneem. En dan sal mense kon sien hoe dat hy 'n passie gehad het en 'n liefde gehad het vir die koninkryk van God, vir die visie wat God vir hom gegee het. En so ons baie ander eienskappe oor hom nog hier kon bespreek en kon praat, mens kon 'n hele reeks tot daaroor hou. Maar geliefdes, dis dan ook belangrik. En ek sê dit, ons moet dit vir mekaar kyk en vir mekaar daarom ook raak sien. Dit is ook belangrik dat die leiers van 'n gemeente inderdaad dan die leiers wat Jesus Christus volg, dat hulle mense sal wees ook met bepaalde eienskappe, soos byvoorbeeld dat hulle 'n positiewe ingesteldheid sal hê betreffende die kerk, die koninkryk en die wêreld. Dat ons mense met mekaar sal hê wat werklikbaar diensbaar is, wat betroubaar is, en mense is wat werklikbaar ook deursettingsvermoë het.
So kan ons 'n grondpoot opnoem, maar nou wil ek vir julle vertel, dit is juist die agtergrond van 2 Timoteus 1. Dat Paulus sit met 'n jong predikantjie met die naam Timoteus, wat in baie moeilike omstandighede die evangelie van die Here Jesus moet verkondig, en wat in sy lewe begin fokus verloor het, en wat in sy lewe moedeloos begin raak. Ons sit juis met iemand wat in sy gemeenskap die leier moes wees op geestelike gebied, en wat werklikbaar mense na die Here Jesus Christus toe moes trek, maar hy self het begin vou. En die 2 redes waarom hy begin vou het is onder andere, hy was skaam vir die evangelie, want die evangelie het die verhaal gehad van 'n Jesus Christus wat aan 'n kruis gesterf het soos 'n moordenaar, en wat in daardie Griekse omgewing verskriklik ongewild sou gewees het. Ek weet die Griekse en die Joodse omgewing was 'n omgewing van wonderwerke, van krag en van oorwinning, en die Griekse wêreld was weer 'n wêreld van filosofie en wysheid en al die tipe van dinge. En hier kom Timoteus en hy wil die evangelie van die Here Jesus verkondig. Ek weet, as jy vir my sê, maar was dit so moeilik, dan wil ek sommer maar net vir jou vra, hoe voel jy vandag, as jy die evangelie van die Here Jesus moet verkondig, was jy nie ook al maar soms skaam, en het jy nie maar liewer in die geselskap uitgebly, of maar liever stil gebly? Die ander ding waaroor hy verskriklik skaam was, want dit was daai tyd baie belangrik, wie is jou leermeester? Uit watter skool kom jy? Watter profete skool of watter filosofie skool kom jy uit? En so meer. En hy moet antwoord en sê, maar my leermeester sit in die tronk. Hy is 'n gevangene. En dis hoekom Paulus vir hom sê, onthou net, ek was onberispelik, daar's niks teen my in te bring nie, so moet op geen manier wonder, is ek dalk in die tronk oor ander wandade nie. Ek kan myself net indink, dat Timoteus ook maar stories gehoor het, en dat hy miskien ook maar verstaan het dat Paulus is nie in die tronk oor sulke suiwere redes nie. Jy ken ons van ons as mens, ons sê gemaklik, maar weet jy wat, ja, ek weet Paulus in die tronk, hulle sê hy is daar oor die evangelie, maar weet jy wat, het jy gehoor dat hy moontlik dit gedoen het of dat gedoen het, en so is Timoteus ongemotiveerd, en begin hy twyfel, begin hy fokus verloor. En nou skryf Paulus op, en hy sê vir Timoteus, ek wil vir jou een ding sê, meer as een ding, maar ek wil op een ding konsentreer. Hy sê, jy en ek, het deur die Heilige Gees van God, nie 'n gees van lafhartigheid ontvang, maar hy het ons gegee 'n gees van krag, en van liefde, en van selfbeheersing. En as ons vanoggend moet infokus, ook op elkeen van ons hier, maar ook op ons geestelike leiers, dan dit ek wil die Here ook ons geestelike leiers vanoggend weer motiveer, maar wil hy ook vir jou en vir my motiveer. Ons is nou in 'n moeilike tyd van die jaar. Dis die tyd van die jaar wat 'n mens moedeloos word. Dis die tyd van die jaar wanneer jy, soos ons sommer in Afrikaans sê, kop verloor. En waar mense op verdedigingsmeganismes val. En skielik kom jy agter, maar jy raak nou in kontak met jou emosies, en jy's baie hoër as wat jy eintlik sou gewees het. En nou kom Paulus en hy wil vir ons elkeen sê, luister, wag 'n bietjie. Die gees wat God vir ons gegee het, en daar is 'n debat oor, is dit nou 'n gees met 'n hoofletter, of is dit 'n gees met 'n klein letter, en dan kan ek van net antwoord, want dit staan ook daar geskryf dat die Heilige Gees vir ons inderdaad dan inspireer. Ons kan net eenvoudig sê, hierdie krag, hierdie dinamus waarvan hy praat, kan nie uit jouself uitkom. En ek en jy moet dan juist vandag op die 20ste November vir mekaar sê, die jaar is nog nie verby nie, daar is nog heel wat om te doen, so laat die Gees van God toe, om vir jou krag te gee. 'n Gees van krag, ek het gesê, die Griekse term daarvoor is dynamo, of dynamus, en ons kan aflei daaruit die woord dynamiet. Of ek wat vroeër jare bicycles gery het met 'n dynamo op die agterkop, sal weet dat as die wielietjie draai, dan skyn die liggie, as die wielietjie nie draai nie, dan is daar nie